Hallo almal, in hierdie video verduidelik ek hoe om 'n parabool te skets wat in die draaipuntvorm is. As jy nog nie subscribe het nie, doen dit asseblief nou, like my video en los som 'n kommentaar. Nou ons sê hierdie tipe is in die vergelyking is in draaipuntvorm. En hoekom ek so sê, gaan ek vir jou nou verduidelik. Ons begin weer. Die vergelyking is y is a hakkie x minus p se kwadraat plus q. En dan a dui weer die vorm aan. As a groter as 0 of positief is, sê ons die grafiek is konkaaf op en dan is dit weer eens 'n glimlaggende grafiek wat se vorm so lyk. As a kleiner as 0 of negatief is, sê ons die grafiek is konkaaf afwaarts en dan gaan jou grafiek weer hartseer wees en so lyk. Dan P en Q in daardie vorm, dit is dan nou die koördinaat van die draaipunt. So jy hoef nie regtig die koördinaat uit te werk nie, jy kan hom sommer aflees. Maar die x van die draaipunt, wat 'n mens doen is, jy gaan wat ook al jy binne die hakkie kry, x minus p gelykstel aan 0 en vir x oplos. Dan is x gelyk aan p en daardie p-waarde is dan nou die x-koördinaat van die draaipunt. En die q-waarde lees jy net so af, dit is die y van die draaipunt. Dan, die x is gelyk aan p-waarde of die p-waarde, dit sal dan ook die vergelyking van die as van simmetrie wees. Met ander woorde, die x-koördinaat van die draaipunt is die as van simmetrie. Nou net soos by tipe 1, hier by tipe 2, om die x-afsnit te bereken, maak ons vir y 0. En dan sal jy faktoriseer, hakkies maak, en as jy nie kan faktoriseer nie, dan kan jy die kwadratiese formule gebruik. Die y-afsnit is die reël nog steeds. Y-afsnit maak vir x 0. Die definisieversameling, net soos in die vorige tipe, het ek vir jou geleer. Die definisieversameling is altyd by 'n parabool, x is 'n element reël. Ons waardeversameling gaan die q-waarde wees. Hoekom? Want dit is mos die y van die draaipunt. Met ander woorde, die y-koördinaat van die draaipunt. As ek nou vir jou hier aan die linkerkant daardie parabool gee, wat konkaaf na bo is, of konkaaf opwaarts, dan lees 'n mens die waardeversameling altyd van onder af en die y-koördinaat van die draaipunt. Dus kan jy sê, y is 'n element, daardie q-waarde ingesluit tot by oneindigend. As jou grafiek, jou parabool konkaaf na onder is, die waardeversameling lees jy nog steeds van onder af, maar nou gaan hy wees, hy begin by min oneindigend en hy eindig by q, die y-koördinaat van die draaipunt, wat jy dan ook insluit. Kom ons doen 'n voorbeeld en ons skets nou die parabool. F van x is x plus 2 se kwadraat minus 3. Onthou, by tipe 1 het ons die 5-punt plan gehad, ons het dit weer hier ook. So ons begin by nommer 1, die vorm. A se waarde is positief, daarom is die grafiek konkaaf na bo of konkaaf op en dis 'n glimlaggende grafiek. Nommer 2, x-afsnitte maak vir y 0. Nou daar is jou grafiek en jy gaan nou vir my vra, waar is y? Hierdie gedeelte, f'(x) met die pyltjie, dit staan vir y. So ons maak vir y 0 en nou gaan ons net vir x oplos. Wat ons hier gedoen het, is ons het x plus 2 in die hakkie, kwadraat 2 keer geskryf en dit uitvermenigvuldig. Toe kry ek x² plus 4x plus 4 en nou
gaan ek net my twee konstantes bymekaar tel. Plus 4 en min 3. Dus kry ek 0 is x² plus 4x plus 1. Nou moet jy faktoriseer, maar sien jy, daardie ene gaan jy nie kan faktoriseer nie, dus gebruik ons die kwadratiese formule. Wanneer ons invervang, vir jou mooi wys, b se waarde is plus 4, a se waarde is 1 en c se waarde is plus 1. Dus kan ons nou invervang. Min hakkie 4 plus min hakkie. Eintlik vierkantswortel. B² is 4² minus 4 maal a se waarde is 1, c se waarde is 1 op 2 maal a. En as jy daardie alles uitvermenigvuldig, 'n min hierso, 'n min maal 'n plus is 'n min. Hierso het jy gesê 4² is 16 en 4 maal 1 maal 1 is 4. Dus gaan jy sê 16 minus 4 is 12 en as jy daardie in jou sakrekenaar invervang, dan gaan jy kry x is min 0,27 of x is min 3,73. Stap 3 van ons 5-punt plan is y-afsnit maak x 0. Daar is die vergelyking, ek maak x 0 en ek kry dat y is gelyk aan 1. Onthou, ons skryf dit mos as 'n koördinaat, 0, 1. Die volgende is die draaipunt. Nou, dis wat nou lekker is van hierdie tipe, is 'n mens kan die draaipunt sommer net gaan aflees. Behalwe, om nou die p-waarde te kry, gaan jy nou hierdie x plus 2 gelyk aan 0 stel, en dan kry jy x is min 2. So die draaipunt is dan min 2, en die q-waarde gebruik jy net so. Dit is die y-koördinaat van die draaipunt. Die as van simmetrie, het ek vir jou geleer, is die x-koördinaat van die draaipunt. Dus is die vergelyking van die as van simmetrie, x is gelyk aan min 2. Nou kan ons die grafiek skets. Nou daar het ek vir jou geskets. Kyk hoe werk dit. Ons x-afsnit was min 3,73 en 0 en ons ander x-afsnit is min 0,27 en 0. Ons y-afsnit is 0, 1. Ons draaipunt is die punt min 2, min 3. En dan voeg jy die as van simmetrie in en jy skryf die vergelyking. X is gelyk aan min 2. Dan kan ons ook die definisie en waardeversameling neerskryf. Alhoewel dit nou nie gevra is nie, leer ek dit in elk geval vir jou hier. Die definisieversameling, soos ek gesê het, vir 'n parabool is x is 'n element reël. Die waardeversameling lees 'n mens van onder af. En dan gaan jy sien, hierdie grafiek begin eers, onthou mos, dis die q-waarde. So dit is y is 'n element min 3 wat ingesluit is en hy gaan aan tot oneindigend. En 'n mens sê hierdie grafiek het 'n minimumwaarde van y is gelyk aan min 3. In die volgende video behandel ek 'n oefenvoorbeeld oor die parabool in draaipuntvorm. Onthou, hierdie parabole is 'n reeks van 16 video's en ek stel voor jy kyk almal. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou na die volgende parabool in draaipuntvorm video te neem.